vars leeuwenkuil rosé uit die Swartland met geure van granaat, framboos en 'n tikkie speserye komplementeer beide vars beselborde op 'n warm somersdag of 'n heerlike tamatiebredie in die koue winter. Nou hierdie botterskorsie pasta carbonara met roosmarijnspek is 'n heerlike variasie op die klassieke Italiaanse carbonara met romerige geroosterde botterskorsie puree en geurende kruie. Nou die gereg bevat bros, roosmaryn en rooi peper gegeurde spek, perfek gemeng met pasta en 'n heerlike eier parmesan sous. Nou dis 'n smaaklike maaltyd wat bietjie soetheid, bietjie brand, bietjie romerig uitbalanseer, ideaal vir daardie spesiale ete. Nou vir die sous en spek se voorbereiding gebruik ek so 'n pakkie botterskorsies. Nou jy sny net so gleefie in en dan sit jy dit in die mikrogolf om sag te stoom. Sodra dit gedoen is, dan versprei jy dit nou op so 'n bakplaat en dan geur jy dit met knoffel, timie, rissievlokkies, sout, peper en so bietjie olyfolie. Nou die spek dan nou geur jy met gekapte roosmaryn, rooi peper en heuning. En dan pak jy dit nou so bo op, dan gaan dit oontoe om goudbruin te rooster. Nou die spek mag dalk voor die botterskorsie gereed wees of verbruin het, dan haal jy dit natuurlik net so lank af en jy kan dit so lank sny in stukkies. En aan die botterskorsie kan jy dan net nog bietjie in die oond rooster. Nou in 'n mengbak dan het ons dan eier en die parmesankaas wat jy net bymekaar kan voeg en dit dan lekker deur kan meng. Dan volgende is dit natuurlik jou linguine pasta wat jy net in water kook tot daai al dente stadium. En dan onthou om so 1 koppie van daai pasta water voordat jy dit weggooi, een kant hou, net in geval jy dalk later dit nodig het om daai sous net so effe te verdun. Nou as ek terug is, maak ons die puree en meng ek dit met daai eiermengsel in die pasta in. Nou die spek is nou goudbruin en dit het lekker bros gemaak en dan ek gaan dit nou net in stukkies opsny. Nou hier is die botterskorsie ook nou gereed en jy plaas dit net van die bakplaat in die voedselverwerker en dan meng jy dit tot glad. Nou jy kan nou hier opsioneel ook dan natuurlik olyfolie, pasta water of bietjie room byvoeg net om dit bietjie meer glad en loperig te kry. Nou maak seker die pasta is nog warm, dan voeg jy nou natuurlik jou eierkaasmengsel of jou eier parmesan kaasmengsel by en dan roer jy dit goed deur. Daarna gooi jy die botterskorsie puree ook in die pasta en dien die pasta so bietjie droog lyk, is dit nou waar jy van hierdie ekstra pasta water kan byvoeg. Nou kom ek kyk gou hoe ver kom ek met om vir julle te wys. So ek het so knertjie of so stukkie botter ook hier ingesit en dan hier is my parmesan en die eiermengsel en dit gooi jy dan nou oor en hoekom ek sê die pasta moet nog so 'n bietjie lou wees, is dit kook natuurlik dan nou net die eier ook dan nou gaar. So dit meng jy dan nou goed deur dat hy oral aan die pasta vasklou en die parmesan maak natuurlik daai heerlike dik sous. So ek het hom nou lekker deur gemeng en dan hierso is ons botterskorsie puree. En hy gaan natuurlik dan nou net die kleur ook verander wat ons wil hê. Jy moet onthou as jy nou room byvoeg, dan gaan hy bietjie ligter word. Ok, ek gaan dit nou mooier deurroer. Nou as ek terug is, begin ek met die opdiening. Daar is verskeie maniere wat jy die pasta kan bedien. Ek het begin om die pasta met 'n lepel knyptang te wou gebruik op die opdienbord, maar omdat dit hier gestaan het, het dit nou so 'n bietjie meer opgebreek, so ek het nou geïmproviseer en dit op 'n ander manier gedoen. So jy moet dit nie te veel roer nie, want anders te breek die pasta op en dis wat ek vroeër ook gesê het, as hy nie al dente is nie, dan is die pasta te sag en dan met al hierdie souserigheid, dan breek my lang stukkies nou op. So wat ek gaan doen, ek vat so 2 skeppe van hierdie en jy sal sien ek het van die spekstukkies in die pasta ingemeng. So dan sit ek dit net so in 'n lang werpige vorm op die bord. Dan gebruik ek van ek het 'n paar stukkies
botterskorsie oorgehou en dit gebruik ek nou net as die garnering en om die smake natuurlik te herhaal. Dan vat ek nou van ons spekstukkies en dit gooi jy ook. Julle, dit is maar nou net die beste om met jou hande te werk. Maak seker dis skoon. Ok, hierso kan ons die herhaling van die roosmaryn, ek soek net 'n klein takkie, ons kan hom so 'n bietjie opbreek. Kom, kan jy hom daar sit. Bietjie gerasperde parmesankaas kan ons herhaal. En dan hierso, net vir so dat die gaste wonder wat dit is, het ek 'n stukkie gorgonzola of blou kaas. En dit kan jy dan nou net so 2 stukkies bo-op sit. Net so klein bietjie dat hy nie oorheersend is nie. En dan swart peper. Dit lyk verseker na 'n heerlike Valentynsbederf. Gaan bederf jou spesiale mense die naweek met hierdie resep van my. Dit is op ons webtuiste beskikbaar.